Dis koffietyd by die rots, saam met my Frik Weideman op hierdie besondere Shabbatoggend. Mense, vandag is die 7de dag, dis 'n Shabbat. En die woord leer my in Genesis hoofstuk 2, leer die woord my dat hierdie dag is 'n geseënde en dis 'n heilige dag, want Vader het op die 7de dag gerus van al sy werk, toe hy die hemel en die aarde in die volheid daarvan geskep het. Levitikus 23 sê die woord duidelik. Hy sê hierdie is my feeste. Met ander woorde, hierdie is my dag. So vandag is Shabbat. Vandag is 'n heilige dag. So dankie dat jy ingeskakel is by Koffietyd vandag. En ek besef, wanneer ek met mense praat en wanneer ek mense bedien, dan besef ek dat ons het nie 'n idee, hoor my hart, ons het nie 'n idee wie is Heilige Gees in ons nie. Want ouene, die woord sê in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19, hy sê, weet julle nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie. Julle is duur gekoop. En terloops, 'n verdere woord sê, hy sê, ek het julle my gees gegee, as 'n helper, as 'n trooster. En ons behoort nie in onsself nie, want wie woon in ons? Die Gees van die lewende God. Jou liggaam behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan hom, wat hemel en aarde gemaak het. En mense, en ek besef net, ons het nie 'n idee. Wie is Vader Jahwe, die Almagtige? Ons het nie 'n idee, wie is die bruidegom, Meester Yeshua nie. Ons het 'n persepsie. Ons het dalk miskien 'n bietjie kennis, wat ons maar geleer het oor al hierdie jare, maar ek moet vir jou sê, ons is verkeerd geleer. Ons het nie 'n idee, wat is die kragwerking van sy gees in ons mondering nie. Ons sukkel, man. Ons sukkel. Jy moet een ding onthou. Die volk was vir 430 jaar in ballingskap onder die gesag, onder die vaandel, die atmosfeer van Farao en Egipte. Egipte is 'n simbool van die wêreld. Farao is 'n simbool van die Antichrist. Vir 430 jaar was die volk onder hierdie domein. En hulle het vergeet, wie is Vader Jahwe? Hulle het dalk miskien 'n persepsie, of miskien 'n fraksie van kennis, oor wie hy was. Want vir 430 jaar was hy stil. En toe die volk uitkom, kom hulle uit en hulle is op pad na die berg van Sinai. En hulle het nie 'n idee wie is Vader nie. Hulle weet nie wat hy van hulle verwag nie. Neem gou kennis. Ons, vandag in 2025, is vir 1700 jaar in ballingskap. Ons is vasgevang in menslike oorleweringe. Ons is vasgevang in godsdiensttradisies. En ons kan nie daar uitkom nie. Want vir 1700 jaar, onthou jy hoe lank het die volk gewandel, toe hulle uitkom uit Egipte tot by die beloofde land? 40 jaar. Hoe lank dink jy gaan ons wandel, as ons vir 1700 jaar onder ballingskap, verleiding en misleiding staan? 1700 jaar. Hoor wat sê die woord. Die woorde wat ek met julle spreek, is gees en lewe. Mense, ons het nie 'n benul om Vader te behaag in die gees nie. En vandag by Koffietyd wil ek dit kom benadruk op jou hart. Ek wil dit op jou hart kom lê. Ek wil dit op jou gees kom lê. Dat jy vandag moet weet dat die gees van die lewende God is inwonend in jou. En ek en jy beter baie vinnig besef waartoe hy in staat is in ons lewens. Want die woord sê, dis die gees wat lewend maak. Die vlees, om hier 'n skriffie te quoteer en hier 'n bietjie te bid en daar Bybel te lees en kerk toe te gaan. Mense, dit is alles dinge wat ons doen. Maar hoe jy wandel en hoe jy leef bepaal of jy gedryf word deur die gees en of jy gedryf word deur die vlees. En hier is die woord duidelik. Die vlees is van geen nut nie. En die woorde wat ek vandag tot julle spreek, is gees en lewe. Dis die gees van die lewende God wat my leer, wie is Vader Jahwe, die Almagtige. Dis die gees wat my kom leer, wie is die bruidegom, wie is die Messias. Hy kom leer my, hy kom vul jou, hy kom vorm jou, hy kom transformeer jou, ooreenkomstig sy plan, sy karakter en sy beeld. Ons weet nie wie is die gees nie. Die woord sê in 1 Johannes 2 vers 20, hy sê, en julle het die Heilige Gees, met ander woorde, julle het die salwing, hoor mooi, en julle weet alles. Julle weet alles. En ek besef so vandag, ons weet niks. Ons weet nie wie is Vader Jahwe die Almagtige nie. Ons weet nie wat hy van ons verwag nie. Ons dien hom op 'n perspektief van wat ons gehoor het oor die kansels, oor 1700 jaar, wat in elk geval misleidend en verleidend was. Ons het daarom nie 'n idee nie.
Dis ek met my koffietyd vandag by jou benadruk. Dis die gees wat lewend maak. Die vlees is van niks. Dit lei tot niks. En 1 Johannes 2:20 sê, julle weet alles. Met ander woorde, hoor gemooi. Julle het kennis van die hemel. Julle het 'n hemelse kennis. 'n Hemelse kennis. En ons moet daai hemelse kennis begin manifesteer in ons lewens. En ons weet nie hoe nie. Want ons is hierdie goed nooit geleer nie. Ons het toegang tot hemelse kennis. Mense neem kennis. Asseblief. Jeremia 33 vers 3. En almal ken hom. Jeremia 33 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord. En wanneer ek jou antwoord, sal ek in jou openbaar ondeurgrondelike dinge. Dinge wat jy nie weet nie. Hoe weet ek dit? Want die gees van die lewende God leer my. Sy ruach wat in my woon, leer my. Ons het die salwing in die woord sê in 1 Johannes 2:20. Julle weet alles. Kom aan. Kom aan. So as jy antwoorde soek, gaan na Vader toe sê, Abba, ek het wysheid nodig. Dan gaan hy jou bekend maak, ondeurgrondelike dinge, dinge wat jy nie weet nie. Wie wat is ons probleem? En ek wil dit hard en duidelik noem by koffietyd vandag. Wie wat is ons probleem? Ons harte is verhard. Weet jy mense, ons wil nie verander nie. Ons wil bly soos wat ons is. Ons hoor die woord. Ons hoor wat die woord van ons sê. Ons hoor die woord wil ons vorm, wil ons vul, wil ons transformeer. Want dis wat die woord doen. En wat die woord doen, hy kom in my in. Hy kry gestalte in my binneste. En die gees, die ruach kom. En hy maak daai woord lewend in my binneste. En die woord sê, in Johannes hoofstuk 7, hy sê, as julle in my glo, soos wat die skrif sê, sal strome van lewende waters uit julle binneste uitvloei. Ons mis dit, want ons verstaan dit nie. Ons dink ons wandel in die gees, maar ons doen nie. En die woord is baie duidelik in Johannes 6 vers 63. Hy sê die vlees is van geen nut nie. En die woorde wat ek vandag met jou spreek, is gees en lewe. Vader sê in sy woord, hy sê, julle kan my nie behaag in die vlees nie, net in die gees. Hier is die probleem. Ons ken nie die werking van die gees nie. 1 Korintiërs hoofstuk 12 is die gawes van die gees. En al daai 9 gawes moet eintlik deelagtig wees in jou lewe. Op spesifieke stadium. Ek kan in 'n dag loop, dan kan ek sê, weet jy, ek gee vir iemand 'n woord van wysheid, ek gee vir iemand 'n woord van kennis, ek het die onderskeiding van gees, ek het die uitleg van tale, ek het die mate van gesondheid, ek het die gawe van gesondheid, ek lê my hande op mense se lewens. Ons het nie 'n idee waartoe ek en jy in staat is nie. En terloops, die vrug van die gawes, as ons die gawes het, en die gawes word deel van jou mondering, is die resultaat daarvan die vrug van die gees. Galasiërs 5:22. En by koffietyd vandag, wil ek vir jou vra dat ek en jy sal bekeer van ons verkeerde weë, dat ons sal teshuwa, om deur te kom in die gees, en nie langer in die vlees te wandel nie. Dis regtig my begeerte. Weet jy hoekom? Want die gees maak lewend. Die gees leer my, wie is Vader? Hy leer my, wie is die bruidegom? Wie is die Messias? En hy leer my, wie is die gees? Wat inwonend en by my is elke dag. Hoe wil jy iemand nie leer ken, wat elke dag by jou is nie? Ek bedoel, as jy getroud is met 'n vrou of met 'n man, dan wil jy mos weet, wie is hierdie persoon? Jy wil hierdie persoon se voorkeure en afkeure wil jy weet. Met ander woorde, jy studeer daai vrou, of daai man. My vrou Amelia, met wie ek nou al baie jare getroud is, sy is my vakgebied. Ek bestudeer haar, sy bestudeer my. Want onthou net, ons verander. Soos wat jy ouer word en jou verantwoordelikhede verander jy. So daarom is sy my vakgebied. Kan ek jou vandag challenge by koffietyd? Kom ons begin studeer. Wie is die gees? Die ruach wat in ons woon en waartoe is hy in staat in my en in jou lewe? Dit gaan jou leer, wie is Vader Jahwe, die Almagtige, en om hom te behaag, net in die gees. En wie is die bruidegom? Wie is die Messias? Dat sy bruid gaan kom haal. Hoe moet ek lyk as bruid? Hoe moet ek funksioneer as bruid? Hoe moet ek optree as bruid? En dis belangrike dinge hierdie, wat ek vandag by koffietyd by jou wil los. En ek praat vandag met jou geesmens by koffietyd. En dat jy sal ontwaak, dat die slumbering spirit, daai slapende gees, sal ontwaak en dat ek en jy sal teshuwa, om terug te keer na Vader toe, hoor mooi, in gees en in waarheid. So dankie, dat jy vandag ingeskakel was by koffietyd, hier by die rots, op die plaas te Kuilen. En dit was vandag vir my groot voorreg,
jou te kan bedien op hierdie Shabbat hier by Koffietyd en so dankie dat ons deel kan wees van mekaar se lewe. Tot 'n volgende keer, van my kant Frik Weideman, Shabbat Shalom.